Baie welkom by Pretoria FM. Ons is tans besig met 'n reeks gebaseer op Hetty Brits se topverkoperboek Kweekinders met karakter. En ons kyk na die verskillende boompies soos wat die boek dan ook uiteensit. Indien jy van die vorige episodes misgeloop het, dit is beskikbaar op Pretoria FM se YouTube kanaal en op ons webblad. Maar lekker om dan ook ons twee deelnemers te verwelkom. Hetty Brits self wat by ons aansluit. Hallo Hetty. Hallo Sarina. En Karen Hunt, sy is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Hallo Karen, lekker om jou ook hier te hê. Hallo Sarina en hallo Hetty weer. Ek het voordat ons begin het met hierdie opname gedink ek moet my helder oranje en pink aantrek laat ek vir mense kan wys ek is 'n palmboom, maar ek dink die luisteraars ken my ook al as 'n palmboom. So kom ons begin vandag as ons spesifiek kyk na die verskillende persoonlikheidstipes of temperamente van kinders dan spesifiek by die palms, omdat ek 'n sagte plekkie vir die palms het. Karen, kan jy vir ons vinnig verduidelik hoe lyk 'n tipiese palmkind? Sarina, ek wil net weer noem dat ons spesifiek net fokus op die 4 hoofbome, maar dat daar 14 moontlike kombinasies bome is en dat elke boom nog steeds uniek is. So ons gesinstuin voel soms vir ons vreemd en wanneer ons dan 'n idee het nou hoe lyk die 4 hooftipe bome, kan ons weet hoe om te kyk na daardie verskille. En natuurlik kom persoonlikheid ook nog in. So die wortelstelsel is die temperament. Dit bly konstant, maar ons persoonlikheid kan soms verander volgens die seisoene in ons lewens. So soms gaan 'n palmboompie dalk nie vir jou dadelik soos 'n palmboompie lyk nie. 'n Suiwer palm ja, maar die kombinasies is partykeer so bietjie versteek. So wanneer 'n mens spesifiek na die palmboompies kyk, begin ons al dit opdeel in 0 tot 6 jaar, dan kyk ons ook na 7 tot 11 jaar vir die tweenjare en dan van 12 tot 18 is die tienerjare. En dit gee mense 'n goeie aanduiding, veral wanneer jy nou wil kyk in watter temperament jou kind hoofsaaklik is, om baie na al die eienskappe te kyk. Dan die 0 tot 6 jaar, die klein boompies, is hoë energie babetjies en nabye kontak. Hulle wil die heeltyd by jou wees, hulle wil op jou wees. En wanneer hulle bietjie groter is en hulle kan nou hulle eie hulle kan darmal bietjie beweeg, gaan jy hardloop. Hulle is baie optimisties en hulle wil alles aanpak en nuwe dinge probeer, hoe vreemder hoe beter. So hou maar vreemde goed wat op die grond rond lê weg, want hulle gaan waarskynlik dit wil proe. En jy moet hulle ook fyn dop hou, want die grootste uitdaging met hierdie palmboompies is hulle veiligheid. Daar is nie eintlik filters of sensors nie en hulle vat alles net die bil by die horing en hulle gaan vir dit. Dan in hulle tweenjare is hulle die vermakers in die huis. Hulle is dadelik vriendelik in die oggende, as hulle oggendmense is en as hulle nie is nie, is hulle hoë drama. So dis of super vriendelik of hoë drama. Dis charme of drama is half die twee uiterstes hierso. Hulle is ook ekstroverte, hulle het kreatiewe idees en hulle fantasie is vir hulle baie lekker om in te speel en in te leef. En hulle sal ook nie skroom om 'n ou leentjie of twee te vertel om dinge net bietjie meer interessant te laat lyk nie. En vervelige dinge en rotine is vir hulle verskriklik erg. Hulle is agterloosig met hulle besittings, maar hulle is kreatief en hulle is nie skaam om te vermaak nie. Hulle geniet dit. En dit is ook hoe hulle aan mekaar gesit is om daai koneksie en kommunikasie met mense te bou sodat hulle daai platform kan hê wat hulle gaan nodig hê vir hulle roeping wanneer hulle groot is. Hulle kort ook spesiale aandag as jy wil ernstig wees en en hulle dink hulle gaan nooit uitgevang word nie. Dan kom ons by die tieners. Hulle is opwindende persone soos hulle noem. Passievol oor die lewe en alles is oordrewe en in die hoogste trap, voluit. Hulle is uitgaande en pretliewend. Hulle hou van vreemde, opwindende nuwe dinge en hulle is intimiderend omdat dit baie keer so vreemde tipe mens is wat soos jy amper sê met die klere, jy wil gesien word en partykeer kan hulle 'n mens dalk bietjie laat skrik. So wees bewus daarvan dat dit kom en dat hulle graag eksperimenteer, maar ook dat hulle min dinge ernstig opneem. So daar is 'n paar dinge waarvoor mense ook moet uitkyk waar ons sekerlik by 'n volgende episode dan sal uitkom. En dit bring my dan by die volgende vraag, Karen en Hetty. As jy nou 'n palmkind het, hoe kommunikeer 'n mens met hom of haar? So 'n bietjie ietsie sê oor die palm dialek. Jy maak eerstens behoorlik kontak, want hulle is aan die gang. So jy moet luider wees as die partytjie in die kop wat nooit ophou nie. So jy moet aan hulle vat.
En dan moet jy seker maak hulle kyk vir jou. Maar as hulle so vir jou kyk terwyl jy met hulle praat, dan beteken dit nie hulle is daar nie. Hulle is waarskynlik ergens anders. Hulle moet net aanvanklik oogkontak maak, maar ek het vir my palmpies 'n bol klei gegee as ons Bybel lees, want as hulle nie beweeg nie, kan hulle nie konsentreer nie. So jy hou hulle aandag vinnig en kort deur fisies kontak te maak en dan kort en kragtig met 'n positiewe liggaamshouding en stemtoon iets te sê. Want as jy lyk soos 'n donderstorm op afdraande, dan gaan hulle Hawaii toe in hulle kop, want dis waar dit baie beter voel vir 'n palm as daar waar jy so ernstig is. So kort, kragtig, positief. Baie soos wat Jesus gemaak het met Petrus, waaroor ons laasweek gepraat het. Toe Petrus in die moeilikheid is en dat Jesus verloon, toe Jesus nie gesê, hoorie, kan ons asseblief praat wat daai dag gebeur het wat jy 3 keer gesê het jy ken my nie. So dis daai neus in die plassie druk wat mens maak met 'n klein woefie. Dit werk nie met 'n palm nie. Jesus het net gesê, "Is jy lief vir my?" Maar as jy regtig lief vir my, is jy liewer vir my as al die ander mense hierso. Agter sy hart aangegaan. En dit is wat 'n mens doen met 'n palm. Jy gaan agter hulle hart aan. Hey, kan ons twee hierdie regmaak want ek wil nie beklei nie. So jy maak 'n hartkonneksie, praat vinnig, praat positief en dan beweeg mense aan. En soos Karen nou gesê het, hulle kan nogal storieetjies maak, omdat mens maar geduldig wees en so nou en dan sê mens, "Wow, dit sou amazing gewees as dit gebeur het." Maar vertel my wat het toe nou regtig gebeur? Maar so 'n bietjie mense hoef nie te sê jy lieg. Mens kan jou nie vertrou nie as hulle van daai wit lintjies vertel. Mense sê maar net, "My kind, jy het 'n wonderlike verbeelding, maar ek kan nie met hierdie weergawe werk nie. Jy moet vir my nou 'n bietjie feite gee." Positiewe kommunikasie is maar sleutel. Is so lekker om nou die verskillende temperamente, persoonlikheidstipes, boontjies, wat jy dit ook al wil noem, beter te verstaan. Want soos ek vroeër ook genoem het in 'n ander episode, ek sien myself, ek sien my kollegas, ek sien my man en ek sien my kinders in hierdie verskillende eienskappe en is lekker om te weet hoe om hulle dan ook te benader en met hulle te kommunikeer. Baie dankie vir julle. Ons gaan volgende week stil staan by die suurboontjies en ek wil luisteraars aanmoedig om weer in te skakel vir die gesprek. Onthou dit is ook aanlyn beskikbaar op ons YouTube kanaal en op Pretoria FM se webblad. Ons gesels volgende week verder met Hetty Brits, skrywer van onder andere Kweek Kinders met Karakter, en Karen Hunt, sy is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die kursus Journey Through the Parenting Garden.